Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Dis weer 'n lekker tyd vir 'n opname en ons gaan nou so te sê voort met ons reeks oor God drie enig. Ons gaan nou vandag met die tema bietjie gesels oor kan God drie enig vermeng of verdeel word en is daar hiërargie in God se werking? Is God die Vader hoër as God die Seun? Is God die Seun hoër as God die Heilige Gees? So werklik waar die hiërargie is, absoluut piramideskema nê. Een is on top en die res is on the bottom. Maar ja, hartlik welkom Roan en ja, ek dink ons gebeur 'n lekker gesprekkie vandag. Ja, dankie. Ek sien uit. Nou, ons sit met 'n groot vraag deesdae en ja, mense sien veral onder die jong mense wat mense mag vra, maar kan mens dan as mens nou God sien as een wese in drie persone, nou maar sê ek maar God die Vader is alleen God en God die Seun is alleen God en God die Heilige Gees is alleen God. Hoe moet ons die drie eenheid dan verstaan in opsig van hulle mag nie vermeng of verdeel word? Wat bedoel ons daarmee? Ek dink as ons kan sê, ek dink in vorige video's het ons dit al genoem, die drie-enige God word van mekaar geonderskei in hulle werke, maar hulle word nie van mekaar geskei nie. So God die Vader, of die Vader is God, die Seun is God en die Heilige Gees is God. Dit het ons al in die vorige video's mooi vanuit die skrif ook gewys. En nou kom dit by die Vader is nie die Seun nie. En die Seun is nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is nie die Vader of die Seun nie. En so elkeen is 'n persoon op sy eie en het ook 'n belangrike werk binne die drie eenheid. En ek dink ons word groot daarmee. Gaan oor God die Vader, God die Vader in die skepping, onderhouding, God die Seun en ons verlossing, en God die Heilige Gees en die heiligmaking. So al drie het 'n baie belangrike werk, as ons die woord werk kan gebruik, binne die drie eenheid en ook ten opsigte van ons verlossing en ten opsigte van, soos ons gelees het, van die skepping vroeër. So elkeen is altyd teenwoordig, maar elkeen het 'n spesifieke werk of taak. Ja, en ja, as mens nou dit sien ook in die lig van die werke van God die enig. God die Vader is die skepper en die onderhouer van die skepping. God die Seun is die verlosser en saligmaker, uitgekom om God te openbaar, maar ten diepste om ons te verlos van die sonde, om ons geloof te kan gee, die ewige lewe te kan gee, en die ewige dood te kan oorwin. En God die Heilige Gees is dan ook in ons harte uitgestort, sodat God altyd met ons sal wees. Dis 'n mooi belofte. Ek sal met julle lees oor die volëinding van die wêreld, Matteus 18, Matteus 28 vers 20. En die Heilige Gees is daar om ons in geloof te versterk, om ons te oortuig, om ons harte van klip te verander na hart van vlees, om ons mooi te lei om die Here te vertrou. Ons praat baie keer rond Sondag 7 van die twee bene van geloof. Ons ken die Here en die manier hoe God homself openbaar, maar ten diepste die vertroue wat in ons hart gewerk word is die Heilige Gees. Die Heilige Gees help ons om na die pad, ons nou wag vir die weerkoms van Christus te volhard as gelowiges in die woord en die wil van die Here. En in daai werkinge kan mens nie sê God die Vader doen nou die werk van God die Heilige Gees nie en die Heilige Gees doen die werk van Jesus nie. Dit is nie hoe ons dit sien nie. Die Here openbaar homself op drie verskillende maniere. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees met hulle verskillende werke, maar hulle is tog, soos al vorige video's ook genoem het, een wese met een spesifieke doel. En dit is om te sorg dat die gelowige die Here met die Here in 'n verhouding is, want dis hoekom die Here ons geskaap het van die begin van die skepping af, want ons is sy beeld, ons is sy verteenwoordiger, ons is hier om juis sy naam groot te maak.
en dan groot te maak vir hoe God onsself aan ons openbaar het. Mense sodra mens aan dit begin Peter, dan begin mens in dwaal glo. Dan begin mens vir die Here sê, maar ek gaan nou vir die Here sê hoe hy is. Ek gaan vir die Here sê wat hy moet doen. En dan begin ons in 'n opgevaarlike terrein begin handel. Ja. En daarom wil ek weer teruggaan na ons geloofsbelijdenis, toe ek het nou ons vorige video's ook genoem. As mense sukkel om groot teologiese vrae te bespreek, is dit vir ons as huisgesinne uiters belangrik om ons Engels kinders te grondves in wat ons bely. En daar in artikel 9 is dit nogals eintlik baie mooi te sien dat God dan ook vir ons daar goeie dat die kerkpaas eintlik ons 'n goeie voorbeeld gee van wat ons in die skrif moet verstaan oor God drie-enig. En ek dink dit is uiters mooi. En as weer artikel 3 kyk, dan staan daar aan die einde van artikel 3, aan die einde van artikel 8, dan staan daar dis duidelik dat die Vader en die Seun en die Vader is nie eweneens die Heilige Gees nie, die Vader en ook nie die Seun nie. Nogtans is die persone wat so onderskei is nie gedeel nie en nie onderling vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees in die vlees aangeneem nie, maar die Seun maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid en een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, maar al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. En dit is vir ons 'n mooi samevatting dan van wat die Here ook dan sê in sy woord. En dis spesifiek dan ook wat mense dan raak sien, as mens nou kyk na Kolossense 1, as mens nou dit gaan ondersoek, dan sien mens dit selfs daar raak, waar die Here ook nie stil is oor hoe God homself aan ons weergee nie, openbaar nie. Daar staan vir ons hierso duidelik, as ons hierso kyk na vers 3, dan staan daar, wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dan kon ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof aan Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het, toe die ware die evangelie aan julle verkondig is. En daar sien mens weer eens die samewerking van God drie-enig. Ons sien God die Vader waar werk, wat genader word in gebed, Jesus Christus, wat vir ons verlossing gegee het en die Heilige Gees wat dan daai liefde, daai geloof, daai hoop in 'n mens se hart werk, sodat ons weet dat ons ook bewaar sal word vir die ewige lewe. En daarin sien mens ook mooi duidelik dat daar nie 'n hiërargie is nie. As nou praat van hiërargie, dan sê ons dat God die Vader is nie belangriker as God die Seun en God die Heilige Gees, of God die Heilige Gees nie minder as God die Vader en God die Seun nie. Nee. En ek dink dit is uiters belangrik ook vir ons om dit te neem, in perspektief te neem. Al drie is God van ewigheid tot ewigheid. En ons kan nie van mekaar skei nie, maar ons kan ook nie meng nie. En die een is nie belangriker as die ander nie. Al drie is vir ons God. Ja, daar's nie wrywing tussen die drie persone en die eenheid nie. Elkeen is God en elkeen weet wat sy werk is, sy taak is en God is getrou en hy voer dit getrou uit. Die Gees gaan nie nou probeer om verlosser te wees en Jesus gaan nie probeer nou om die Gees se werk te doen nie. So dis belangrik om daar onderskeid te maak. En ek wil net weer, ons het nou in die vorige video genoem na die dwaalleer van God hou nou op Vader wees sodat die werk van die Seun kan doen en ons sien maar net weer hoe die drie eenheid met Jesus se doop is eintlik 'n baie goeie voorbeeld van waar al drie teenwoordig is. Jesus wat gedoop is, die Gees wat soos 'n duif op hom kom sit het en die stem uit die hemel van God die Vader, dit is my geliefde Seun in wie ek welbehaag het. En so daar sien ons ook weer eintlik daar die is harmonie die mooi woord, die harmonie tussen die drie eenheid. Elkeen het sy werk, maar elkeen is ook altyd orals teenwoordig
God is deel van ons heiligmaking, nê. Ons kan nie sê dis net die Heilige Gees nie, die Heilige Gees bewerk dit in ons. Maar dit is ook so die Here se wil dat ons in die beeld van Christus geskape moet word. En so al drie is betrokke en is belangrik. En ene is nie belangrik. Ons kry baie keer hierdie idee van dis nou God die Vader, hy is God. En dan Jesus het belangrike werk gedoen en die Heilige Gees kom maar net na die tyd so vinnig hier aangehardloop, maar dit is nie so nie. En ons moet net weer, en dit is regtig my gebed dat ons net weer sal besef, dis die drie eenheid. Ons hele geloof word gebou op ons geloof in die drie eenheid. Dis belangrik. En as ons verkeerde siening het, moet ons teruggaan na die skrif toe, belydenis skrifte. Ons kan eintlik, Jacques, ek dink nou dan hierdie vraag wat ons het beantwoord deur net die artikels in die NGB te lees. Want al staan daar. So en jy het dit nou gesê, ons moet eintlik maar net weer teruggaan na ons belydenis toe. En ek wil gou hierdie geleentheid gebruik. Jacques, as jy my sal verskoon, ons by die gemeenskapskerk is ons karkassasie, hoërskool karkassasie besig met, jy kan nou nie sing nie, hy word geblur, maar ou goud word blink gepoets. Die Heidelbergse katekismus vir gebruik in die 21ste eeu, so word die katekismus word so 'n bietjie anders in moderne Afrikaans, so kan sê, vertaal, baie mooi uiteengesit, en ek weet die NGB en die Dorse leerreël sê dit ook, en net weer, ek gee dit vir ander lidmate ook, en hulle sê, hulle het nie geweet, daar's iets soos die katekismus nie, dan is dit al ou gereformeerdes, hulle het dit geweet, mens vergeet eintlik net, en soveel, al ons antwoorde is hier, en ek dink daar sal minder dwaalleer wees, as ons net weer teruggaan na ons pragtige belydenisskrifte. Dit is deel van ons geloof, en dit stem ooreen met die Bybel. En ons dank die Here dat hy ook so in die mense se hart gewerk het, om die woord van ons so mooi te kan opsom. So, dit was net 'n kort advertensiebreek. Goed, ja, net om terug te kom na die vraag toe. Skus man. Is God op die einde van die dag een wat vermeng en verdeel kan word, en is daar geen God, dan wil ek teruggaan na soos wat Roan ook net mooi gesê het, as ons nou gaan kyk na geloofsbelijdenis van Athanasius, dan word dit ook so pragtig daar bely. As ons nou kyk van artikel 17 af, dan staan daar net so is die Vader, of eintlik as kan net nog 'n bietjie voor dit van artikel 11. Nog ons nie drie ewiges nie, maar een ewige. Net so, daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeetlikes nie, maar een ongeskapene en een onmeetlike. Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees is almagtig. En tog is daar nie drie almagtiges nie, maar een almagtige. En dis hoe hy homself openbaar het in sy woord, né? So is ook die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God. En tog is daar nie drie gode nie, maar een God, een Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode of drie Heres te bely. Die Vader is nie deur niemand gemaak of geskep of gegenereer. Die Seun is nie deur die Vader alleen gemaak nie, of geskep nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar van hulle uitgegaan. Soos daar een Vader, nie drie Vaders nie, een Seun, nie drie Seuns nie, een Heilige Gees, nie drie Heilige Geeste nie. En hierdie drie eenheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie, maar al drie persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk. So in al opsigte, soos hierbo gesê is, die eenheid en die drieheid en die eenheid geëer moet word. En dis die doel, nee, die wonderlikheid van hoe die Here homself so openbaar is, sodat ons op 'n einde van die dag kan sê, al gaan my verstand te bowe, al is dit vir my nou te moeilik om ten diepste te verstaan, en ons kan bitter lank hieroor gesels, maak die Here vir ons duidelik dat dit vir ons juist ook openbaar is, as woord, om dit aanvaar, sodat ons hom die eer kan gee wat hom toekom, op die manier wat homself openbaar het. Want as die Here homself nie so openbaar het nie, dan kon ons op betwyfel, maar die Here het homself so openbaar, en daarom kan ons vas en seker glo, en met ons die Here so nader ook, in groot afhanklikheid en dankbaarheid, en
met groot ontzag, met eerbied. Want ons kan nie ander Here aanbid nie. Ons nie 'n ander God nie. Maar hy is die enigste ware lewende God. So die antwoord dan met ander woorde op hierdie vraag is, ons kan hulle nie vermeng of verdeel nie. Hulle al drie is God, Vader, Seun en Heilige Gees. Al drie het verskillende werke en ons sien ook nie hiërargie by hulle nie. Die Vader is die Hoor is die Seun, die Seun is die Hoor is die Heilige Gees nie. Daar's nie eerste of laaste nie. Van ewigheid tot ewigheid is God drie enig, God drie enig. En mag dit dan vir julle ook berusting gee, dat die Here dit so vir ons mooi geopenbaar het, dat ons nie hoef te twyfel daaroor nie. En die geloofsbelijdenis van Athanasius, artikel 44 stel dit baie mooi. En dit is die algemene geloof. En as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie. So dis net weer 'n bevestiging, die leer van die drie eenheid is ongelooflik belangrik vir ons verlossing, vir ons geloof. Ja. Ons hoop hierdie was mooi ondersteunend en geleentheid vir julle om ook baie te leer. Ja, mag julle dan ook help dat julle ook so met ander mense daaroor kan gesels, met vrymoedigheid die Here kan loof en kan prys, omdat hy so groot is en so goed is vir ons en dat ons sy woord het as swaard, tweesnydende swaard wat ons kan gebruik om alle dwaalhede in die wêreld wat gepraat word, wat gepreek word, oor God drie enig kan teenstaan, met die weet dat God vir ons die waarheid openbaar, ons kan daarin vas, ons kan dit gebruik elke dag in ons lewens en mag die Here dan ook met julle wees om dit dan te gebruik, sodat julle staande kan bly in die geloof, die suiwere woord van die Here. Sterk en sien met die week en dankie dat julle geluister het. Like ons Facebook page, like ons YouTube page, volg ons, deel hierdie materiaal, ons hoop en vertrou dat ook sal verder versprei en ander mense ook bereik wat nie noodwendig nou glo nie, dat hulle ook kan antwoorde kry en dat die Here ook in hulle hart en lewens sal werk. Sterk en sien vir die week. Totsiens.